En hierdie reeks waarmee ons nou besig is 'n geesgeaktiveerde lewe. En wat ons wil sê in hierdie reeks, en wat ek wil hê julle moet huis toe vat en ter harte vat en deel maak van ons lewe is, ons kan nie aangaan soos wat ons net aangaan nie. Ons kan nie net die Bybel vat en net die Bybel lees en dink, okay, en kerk toe kom, en so nou en dan geestelike liedjies by die huis opsit. Daar's more to life as om net die Bybel te vat en die Bybel te lees. Daar's meer aan die lewe as om net die skrif te ken. Alright. En daai meer is, jy moet geaktiveer word deur die Heilige Gees. Hy is die een wat jou moet aktiveer. En ek sê dit oor 'n paar sondae al, en ek gaan dit vandag weer 'n paar keer sê, dat jy kan vol wees van die woord kan jy ken, maar jy kan nie die Gees hê nie. En wanneer dit gebeur, dan val ons in al die wettiese goed weer van die woord, en raak ons verskriklik judgmental, maar hoor mooi, nie net oor ander mense nie, maar ook oor onsself. En dit was die Fariseërs gewees, hulle was ouens gewees wat vol van die woord was, hulle het die skrif geken, maar hulle het geen gees in hulle gehad nie. En daarom het hulle ook nie eers Jesus herken nie, toe hy in hulle midde was nie. Maar jy kan ook baie keer vol van die Gees wil probeer wees, en jy kan so die Gees najaag, maar jy kan nie vol van die woord wees nie, en die twee loop hand in hand. Jy het nodig om vol van die woord te wees, want die Gees aktiveer die woord in jou lewe. Hy is die een wat die woord lewend maak in jou lewe. Ons gaan nou 'n bietjie nog meer oor dit gaan kyk, maar jy het die aktivering nodig van die Heilige Gees. Ek wil julle 'n bietjie vertel van die krag van een taal. Die krag van een taal. Onthou julle daar in Genesis, het mense bymekaar gekom en het hulle 'n toring gebou. Onthou julle dit? Ou kinderbybelstorie het altyd daai storie in van die hoë toring wat gebou was, die toring van Babel. En God sien dat hierdie manne is besig om 'n toring te bou, en hulle sien hoe hierdie toring vorder, en hierdie ouens het hierdie toring gebou uit selfsug. Hulle wil gekyk het, hulle het gesê, man, kom ons gaan 'n toring bou tot by God, ons kan dit doen. En die woord sê, en God het gekyk en hy het gesien en hy het gesê, daar is dit nou. En die manne praat een taal. En hy sê, nou is niks meer vir hulle onmoontlik nie. Die krag van een taal. Nou is niks meer vir hulle onmoontlik nie. Weet jy wat beteken die woord niks? Ou beteken niks. Is onmoontlik nou meer nie. Want hierdie ouens praat een taal. En wat doen God? God bring verwarring in die taal. God verwar hulle taal, sodat hierdie ouens nie kan verstaan wat die ander ou sê nie. Ou vra seker vir 'n baksteen en hy gooi met 'n handvol sement. Ek weet nie, ek dink dit moes baie chaos gewees het, maar God kom en hy bring verwarring in die taal in, omdat hy weet die krag van een taal is niks onmoontlik vir hierdie ouens meer nie. En hierdie ouens is besig om iets te doen buite my wil. Hierdie ouens is besig om iets te doen buite my wil, buite God se wil. En dan kom ons in die Nuwe Testament. Die dag van uitstorting van die Heilige Gees. Pinksterdag. En God kom besoek die mens met vuur, met die Heilige Gees. En wat gebeur daai dag toe hulle die Heilige Gees ontvang? Wat gebeur daai dag toe die Gees
oor hulle kom. Hulle begin in 'n hemelse taal almal praat. Wat is die krag van een taal? Jy sien in die Ou Testament het ons die wette gehad. In die Nuwe Testament het ons die Heilige Gees. In die Ou Testament het God die taal verwar. In die Nuwe Testament bring God sy kerk saam in een taal. Nie net ons kerkie, ander kerkie, hy bring die kerk in globaal, bring hy by mekaar in een taal, een hemelse taal. En wie is die een wat vir ons aktiveer in daai een hemelse taal? Om daai taal te praat, as jy in een taal praat, dan begin ons dieselfde denkpatrone ook. Ons begin mekaar te verstaan. Alright, ek kan nie dink soos wat 'n ander ou dink as ek nie sy taal verstaan nie. Ek moet, as ek hoor wat kom by sy mond uit, dan begin ek agterkom, ek verstaan nou waantoe is hierdie ou op pad, en ek klim op dieselfde golf as hy. En God kom. En hy sê, nee, hoe my kerk nou gaan moet functioneer. My kerk moet in eenheid functioneer. My kerk moet weet wat het is om saam te staan. My kerk moet dieselfde dink as ek. My kerk moet dieselfde praat as ek. Filippense 2 vers 2 teen daai banier. Laat ons een in hart, liefde en doel wees. Die krag van eenheid, die krag van een taal. My kerk moet een taal kan praat. Wanneer my kerk een taal kan praat, is niks meer onmoontlik vir die kerk nie. En daai taal wat hy inbring, is die Heilige Gees. In die Ou Testament, het ek net nou gesê, as jy wil weet wie was deel van God se volk gewees, gaan kyk maar, dis die ouens wat die wette geonderhou het. Hulle was deel van God se volk. Vandag se tyd, die wette is verby, die wet het sy tyd uitgedien, nie meer ken ons mekaar as kinders van die Here na die wet nie, so nou is dit bietjie moeilik om te weet altyd, wie is nou gered en wie is nou nie gered nie. Het is nou moeilik om te kyk en om te wonder, en ons kan spekuleer daaroor, maar ek kan vir jou beloof dat mense kan sien of jy die Heilige Gees in jou het en of jy nie die Gees in jou het nie, of jy geaktiveer is deur die Heilige Gees en of jy nie geaktiveer is deur die Heilige Gees nie. Dit is in die Nuwe Testament, dit is die Nuwe Testamentiese kerk se kenmerk, is die Heilige Gees. Is God se Gees in ons, deur ons. Dis die merk van die Heilige Gees, dis die kenmerk van hom. Dis God se trademark in die Nuwe Testament. Dis sy signature. Dis die karakter van Jesus wat die Heilige Gees kom en hy kom aktiveer in jou lewe. Net soos ek partykeer loop en mense wat my pa ken en sy loop ken en mense wat hoor hoe my pa praat en hoor hoe ek praat, kan sê, ja, dis Willie se kind. Ek was eendag in Bloemfontein by Lewende Woord Kerk gewees en ek praat daar met 'n oom, sê vir my naam is Peer, Strydom, hoor wie's hy, en hy kyk my later, so hy sê, jong, mannetjie, is jy van die Noord-Kaap af? Ek dink, hier met die Gees werk met hierdie oom. Ek sê, ja oom, ek wag vir 'n profetiese woord. Ek sê, hoe weet oom dit? Hy sê, nee, ek kan sommer hoor in jou aksent, jy sê Noord-Kaaper. So ons het ergens strydmerks wat weet van waar af ons kom. Met wie word ons geassosieer? Pa se kind. As die kinders stout is in my huis, dan sê ek ma se kind. As die kinders fliks en gehoorsaam is, sê ek pa se kind. As hulle bietjie bevoeterd is, oupa se kind.
so 'n regte klein strydompie wat daar hardloop. Ons praat so, en ons herken mekaar so. Dis hoe die wêreld, dis hoe mede geaktiveerde kinders van die Here mekaar leer ken. Maar ons praat dieselfde taal. Ons het dieselfde gees in ons. Ons gees is geaktiveer deur die Heilige Gees. Ek wil volgende met jou praat oor 4 punte wat ek wil hê jy moet neerskryf. Oor wat gebeur. Want ek het in die vorige reeks, vorige Sondag gesê, 'n lewe as disipel van God is net moontlik deur die aktivering van die Heilige Gees. Ek wil hê dit moet in jou agterkop bly. Al die punte wat ons gaan deurgaan vandag, gaan oor die aktivering van die Heilige Gees. Wat gebeur daarso? Punt nommer 1. Die Heilige Gees aktiveer ons om in geregtigheid te leef. Daar's 'n verskil tussen my handel en my wandel. Goed, ons gaan net 'n bietjie verder dieper in dit ingaan. Maar die Heilige Gees kom en hy aktiveer, hy kom bemagtig ons om in geregtigheid te lewe. Wat is geregtigheid? Geregtigheid, reg deur die woord kan jy maar gaan kyk. Geregtigheid is identiteit. Ek het identiteit in God. Nou, wanneer jy jou hart vir die Here gee, wanneer jy deel is van God se volk nou, neem jy besnydenis na die vlees nie, maar besnydenis in die hart. Nou is ek deel van God se volk, maar nou het ek al hierdie beloftes, ek is in my nuwe identiteit, maar ek voel nie altyd ek is in my nuwe identiteit nie. Ek hamer nog terug op my ou natuur, ek hamer nog 'n bietjie terug op ek kan nie glo ek is nou 'n nuwe mens nie, want die woord sê mos, vir die van wat in Christus is, 2 Korintiërs 5:17, vir hom, hy is 'n nuwe mens, nee, hy is 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan en die nuwe ding het gekom. Maar ek kry dit nog nie in my kop en dis nog nie hier nie. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan kom aktiveer hy. Met ander woorde, hy kom vat dit wat die woord sê en hy kom maak dit lewend in jou lewe. Ek sê nie daardeur jy's nie 'n nuwe mens deur die Heilige Gees in jou ingekom het nie. Dis net ek sukkel om in dit te wandel. En die Heilige Gees kom en hy kom aktiveer dit. Hy kom vat dit en hy maak die woord waar. Ek het net ook gesê, hy maak die woord lewend. So jy kan gaan kyk, al die beloftes, jou hele nuwe identiteit, gaan kyk na Efesiërs, wie is jy? Jy's nou die geregtigheid van God. Jy's 'n nuwe skepsel, jy's 'n nuwe mens. Hy sê, tree dan op soos 'n gesandte. Tree op soos een, as 'n gesandte om Christus wil. Dit is 2 Korintiërs 5:20. Maar wanneer jy nie die Heilige Gees, wanneer die Gees nog nie oor jou gekom het nie, hoor wat gebeur. Beteken nie, jy het nie identiteit in God nie. Dit beteken jy verstaan nog nie die identiteit in God wat jy het nie. Alright? Dan kan ons baie keer, wanneer ons nie die Gees in ons het nie, ons fokus baie keer nog op 'n hopelose lewe, 'n lewe uit gebrokenheid uit. My ou, dis eintlik nog, ek is nog in die ou fase van my lewe. Weet julle dat die Israeliete deur 'n nuwe denkpatroon moes gegaan het? Hulle moes, die oomblik toe hulle deur die Jordaanrivier gaan om in die beloofde land van melk en honing in te gaan, moes hulle in 'n ander denkpatroon ingaan ook. Hulle was slawe gewees in Egipte land, toe kom God en hulle is hier in die woestyn is hulle en God voorsien vir hulle en God kom en hy gee vir hulle opdrag toe hulle deur die Jordaan gaan en Jerigo moes aanval. God kom gee vir hulle opdrag, hy sê van hier as julle ingevaar en julle vat alles oor, niks van Jerigo mag julle vat nie, alles kom tempel toe. Hoekom?
want dit is 'n denkpatroon wat julle moet uit julle armoede uitkom. Julle is nie meer arm nie. Ek het klaar vir julle alles gegee. En een ou kom en een ou sê, yes, ek weet nou nie of ek so hier gaan deur my lewe so arm nie, en gaan die Here regtig deurkom, ag, hy het soveel, hy het alles gekry nou, hy gaan seker nie 'n paar sente mis nie. En hy kom in sy ou denkpatroon in, en hy probeer met 'n ou denkpatroon in 'n nuwe fase van sy lewe ingaan. Wanneer jy 'n kind van die Here is, het jy nodig om jou ou denkpatroon af te lê, want jy's in 'n nuwe fase van jou lewe. Jy's nou in 'n geaktiveerde, geesbemagtigde fase van jou lewe. Jy kan nie in daai fase van daai lewe, jy kan nie in daai nuwe lewe operate nog met ou denkpatrone nie. En dis hoekom Paulus skryf, word vernuwe van julle denke. En dan eindig hy in Romeine 12 vers 2, hy sê, sodat jy die volmaakte wil van God kan ken. Wanneer Gees kom, en hy kom aktiveer jou, en hy begin jou te guide, om uit jou ou denkpatrone uit te klim. Punt nommer 2, die Heilige Gees help ons, om bo natuurlik te leef. Jesus het gesê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom. Jy gaan die vermoë kan hê, om wonderwerke te kan doen. Jy gaan die vermoë kan hê, om te kan onderskei, tussen verskillende geeste, tussen verskillende mense. Jy gaan die bonatuurlike kan doen, jy gaan genesing jy gaan vir mense kan bid en sal genees word. Jy sal wonderwerke doen. Gevegte, geestelike gevegte wat jy veg, sal jy oorkom wanneer die Gees in jou is. Dis bonatuurlik leef. Dis bonatuurlik leef. Jy gaan dit kan oorkom. Jy gaan dit nie in jou eie krag doen nie, jy gaan dit uitvoer en jou dade gaan wees deur die krag van die Heilige Gees. En dit word beskou as bonatuurlike krag. Jy sal bonatuurlik kan leef, sonder die werking van die Heilige Gees, gaan jy maar net, is al hierdie dinge maar net, wow en waar, en sonder die werking van die Heilige Gees in jou lewe, gaan jy 'n paar waarhede volg, jy gaan 'n klomp beginsels doen in die woord, en doen wat die woord sê, maar dit gaan leeg voel, dit gaan leeg wees, want ek doen dit in my eie krag. Dus wanneer ek baie keer Bybel lees, sonder die werking van die Heilige Gees in my lewe, kry ek hierdie wonderlike openbaring wat die skrif vir my sê, en yes, is dit nie mooi hoe die skrif het uitbeeld nie, ek het dit nog nooit so gesien nie. Yes, Here, dankie vir dit, en ek maak die Bybel toe, en ek bid, en ek gaan aan, en dit geen effek op my lewe nie. Sonder die Heilige Gees se aktivering in jou lewe, sonder die Heilige Gees in jou lewe, is die skrif wat jy lees maar net wow. Maar hy kom aktiveer jou om 'n bonatuurlike lewe te leef. Ons gaan 'n bietjie verder gaan net nou op daai punt. Derde punt wat ek wil hê jy moet neerskryf, is die Heilige Gees aktiveer ons om missie gedrewe te wees. Jy het 'n roeping. God sê in Efesiërs 4 vers 2, skryf Paulus, hy sê, wandel waardig in die roeping waarmee jy geroep is. Ek het jou uitverkies, sê God. Ek ken die planne wat ek vir jou het, is planne van voorspoed en die teëspoed, Jeremia 29:11. God het 'n plan met jou, God het 'n doel met jou, God het die roeping vir jou. En die Heilige Gees kom, en hy kom help jou, om missie gedrewe te wees, om roeping gedrewe te wees. Hy kom verander jou eentonige lewe.
Hy kom verander jou voorspelbare wandel. En hy kom maak het bonatuurlik. Hy kom kleer jou kleerlose prentjie, kom kleer hy in. Ag, ek staan maar net op en ek gaan maar net weer werk toe en ek doen hierdie werk al vir die afgelope 25 jaar is ek maar in hierdie pos en my lewe is so voorspelbaar, my lewe is so eentonig. Totdat jy gefokus is op die Heilige Gees en jy stap in by die werk en daar's 'n krippelman en jy stap verby hom en jy bid vir hom en hy word genees. Of, Jessie, die besigheid is in 'n finansiële krisis, jy weet nie veel van finansies af nie, maar omdat die Heilige Gees jou guider is en hy jou kan aktiveer, kom jy in en jy sê iets en jy val op die regte ore en daai ouens se finansies en die besigheid trek weer reg. Iets word by hulle geaktiveer. Of 'n masjien breek en niemand weet wat aangaan nie en jy stap in en die Gees wys vir jou, gaan kyk daar en jy gaan kyk daar en jy word geken as hierdie ou weet wat met masjiene aangaan. Nee, hierdie ou weet om in die Gees te operate. Want die Gees ken alles. Die Gees kom en hy help jou om jou roeping uit te leef in watter werk jy ook al is. Roeping is nie besigheid of jou werk nie. Jy kan jou roeping in jou werk uitleef. Sonder 'n missie in jou lewe raak jy maar net deel van die algehele persoon, 'n algemene persoon. Raak jy maar net weer deel van die statistiek. Maar God het jou geroep om ver bo statistieke te lewe. En die Heilige Gees help jou met dit. Matteus 28 vers 18 tot 20, ek het dit laas gelees. Jesus kom en hy sê, daarso, kom ek lees hom vir julle, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, dis nou hier waar Jesus besig is om op te vaar, nee, dis nou hier waar die mense kyk en sien, maar hy is besig om op te gaan, en is soos 'n New Year's countdown, nee, 10, 9, 8, 7, daar gaan hy, en op sy opvaarding sê hy vir die ouens, luister, wag net gou, laaste ding voor ek gaan, hoor gou wat ek vir julle sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy sê vir hulle, en gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om my gebooie te onderhou. Om dit te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volëinding van die lewe. Weg is hy. Sy laaste woorde, die opdrag wat hy vir jou gee. Wat hy vir my gee, wat hy vir ons gee. Jy sien, die Heilige Gees het 'n mandaat. En daai mandaat is, maak God se woord waar. Maak dit werklik. Maak dit 'n werklikheid. Dit is die Heilige Gees se mandaat. Maar my en jou se mandaat is gaan en maak disippels. Daai mandaat sal altyd staan tot Jesus terugkom. Is dit my en jou se mandaat is gemaak disippels. Maak seker, jy is 'n disipel. Maak seker, jy is wedergebore. Maak seker, jy het jou lewe reg met die Here. Maak seker, jy is gedoop. Maak seker, jy het die Heilige Gees ontvang. As jy dink, as ons dink, God het sy seun gestuur. As jy dink, God het ons gered, net om hemel toe te gaan, dan maak ons 'n baie groot fout. Want dit het hy klaar afgehandel toe hy sy seun gestuur het. En jy ja sê vir God. As jy dink hy het jou gered net om hemel toe te gaan, maak jy 'n fout. Want dan wil ek weet, hoekom was dit nodig gewees dat die Heilige Gees moes kom? Want hy is die een wat jou bemagtig. Hy is die een wat jou help om bonatuurlik te leef.
Hy is die een wat vir jou help om die koninkryk te soek, die dinge van die koninkryk deur jou te laat gebeur. Sonder die Heilige Gees kan ons dit nie sien nie, kan ons dit nie beleef nie, maar met die Heilige Gees, die Heilige Gees is die een wat jou aktiveer, wat jou bemagtig, om dalk die een agter jou, waar jy nou sit, net die een agter jou, dalk te beïnvloed, dalk die een langs jou, dalk die een om jou, mense om jou waar jy beweeg. Jy is dalk die enigste kanaal waardeur die Heilige Gees kan werk om mense om jou te beïnvloed. Jy is dalk die enigste kanaal. Jy is dalk die enigste oop deur wat die Heilige Gees het om ouens om jou, voor jou, langs jou, agter jou te kan beïnvloed. God se motief was nooit gewees dat jy net hemel toe gaan of dat jy net kan beter voel oor die toekoms nie. Nee, God se motief was gewees om deur jou te werk, om ander mense te kan beïnvloed en om die koninkryk uit te brei en om mense te kry om die koninkryk te kan sien. Dit bring my by die laaste punt. Die Heilige Gees aktiveer jou, aktiveer ons tot volwassenheid. Om volwasse te wees in die Gees. Dis die Heilige Gees wat dit aktiveer. Dis hy wat jou help groei. Dis hy wat jou kom oortuig van goed, wat jou terughou om verder te groei. Dis hy wat jou kom bemagtig om dit te kan doen. Wanneer jy onvolwasse in die Gees is, lyk dit so, julle almal ken kinders, nê? Klein kinders, al kom speelmaatjies by hulle. Hulle is heilig op hulle speelgoed, dis myne. Dis myne, sissie mag nie met dit speel nie, dis myne. Boetie mag nie met, daai maatjie mag nie met my speel nie, is myne. Onvolwasse mense in die Gees gaan heeltyd oor myne. Wat kan ek daaruit kry? Die woord, die skrif is net vir my. Ek wil nie iets deel nie, dis net vir my. Waar volwassenheid kom en die kind weet wanneer hy groter word, hierdie is my goeders, maar hierdie is nie net vir my nie. Dis volwassenheid in die Gees. God kom gee ons al die krag om disippels te maak, maar wanneer ons onvolwasse in die Gees is en onwys is, dan is dit myne. Die woord is net myne. Wat kan ek uit 'n Sondag uitkry? Wat kan ek uit die worship uitkry? Wat kan ek uit die woord uitkry? Hoe sê mense inteendeel, hoe sê ou dit? Sê weer? Inteendeel, is dit inteendeel? Moet jy gee. Die Heilige Gees help ons om tot volwassenheid te kom. Jesus kom en hy nooi ons in 'n plek in, dis nie 'n geestelike vlak wat ons van praat hierso nie. Ons praat hier van 'n verhoudingsvlak. Dis nie ons moet meer geestelik wees nie. Jesus het nooit in die woord gesê vergeestelik jou nie. Die Fariseërs het hulle vergeestelik. Jesus nooi jou uit na 'n verhouding toe, deur die Heilige Gees. Hy is die een wat ons help in dit. Het gaan nie oor more holier than thou nie. Gaan nie oor wat het ek gegee, wat kan ek doen nie. Kyk my social media, ek het hierdie en hierdie gedoen. Maar intussen wanneer God jou roep in die binnekamer in, dan is ons weg. Kruip ons weg. God het jou nie genooi vir so iets nie. Hy nooi jou in verhouding in. Hy nooi jou in 'n volwassenheid in. Jesus nooi ons deur die Heilige Gees na volwassenheid toe. En dis 'n groeiproses. Moenie haastig of geïrriteerd wees met jouself nie. Dis 'n groeiproses. Jy gee jou hart vir die Here, jy's in babietjie fase, maar soos jy gefokus is op die Heilige Gees en op die woord, en soos jy dit deel maak van jou lewe, en begin implementeer in jou lewe, so groei jy. Moenie jouself skop, omdat jy besef, yes, ek het in my hart vir die Here gegee, en ek is nou gedoop, of die kant of daai kant, en
Ek het nou my hande Sondag in die kerk opgelig en nou het ek alweer vanaand Saterdag, môre moet ek alweer kerk toe gaan. Saterdag het glad nie gelyk soos 'n kind van die Here se dag nie. 'n bietjie te veel rugby gekyk. My Saterdag lyk nie altyd soos iemand wat bekeer het nie. Die woorde wat by my mond uitkom, lyk nie altyd soos iemand wat bekeer het nie. Ouens, is 'n groeiproses. Ek wil hê ons moet verstaan ook tussen volwassenheid en onvolwassenheid, tussen babietjie en groei tot volwassenheid. Mens kan jou hart vir die Here gee, mens kan in die gees beweeg en onvolwasse wees. Dit breek, dit maak seer, dit maak stikken, dit maak mense om jou seer. Ek was so klein en ek het hierdie cereal pap wat ons eet, né? Hulle het ons altyd dan 'n Batman of 'n Spider-Man of so iets op. Ons het een gehad en ons het, ek dink dit was Rice Krispies of iets gewees en daarso was dit 'n Spider-Man wat op hom was, né? Spider-Man en hierdie ouens by ons gekuier vol van die gees, is reg vir die storie en toe hulle my pap sien met Spider-Man op te word, daai hele boks net so in die astrom gegooi. Hier sit ek, so klein laaitjie, weet van niks, weet net my pap word in die astrom gegooi. Maar daar's 'n Spider-Man op en Spider-Man is van die duiwel af en jy kan so vol van die gees en so aan die brand wees en nog steeds mense om jou seermaak en honger laat ly. Sê nie hulle is verkeerd en ongered nie, dit sê net daar word 'n vlak van volwassenheid bereik wat jy besef Spider-Man op die boks het geen invloed op my nie. Hy kom maar regtig net die boks weggegooi het en die pap binne uitgehaal het. Hy het toe nou nie. En ons lag nou nog daaroor, ek ken hom en ons lag nou baie daaroor, maar hy was ook klein geweest, hy's 'n jaar of 2 jaar ouer as ek, dink ek. En maar nou ja. So ons kan baie keer onsself so vergeeslik en dink wanneer ons onsself vergeeslik is ons nou geestelik volwasse. En ons moet tog net nie hierdie beeldjie in ons huis hê nie, of ons moet tog nou net nie dit doen, of ons moet tog nou nie dit doen nie, en tot jy op 'n plek kom en jy besef, maar, yes, ek hoef nou nie in 'n nuwe huis in te trek nie. Ek kan die gees van die Here hier uitleef waar ek is. Gawes wat God my gegee het, is vir my, maar nie vir my nie. Die krag wat God vir my gegee het, die wysheid wat God my gee, is vir my, maar is nie vir my nie. Ek moet dit deel. Dis hoe ons disippels maak. Ons gemaak nie disippels om te oordeel, om te gaan en te sê, jy is van die pad af. Nee, ons maak disippels, om mense te wys, deur mense te wys, hoe operate die krag van die gees in ons lewe. Dis ons disippels maak. Wanneer mense dit sien, die wêreld het nie net nodig om te hoor, Jesus is die antwoord nie, ek dink hulle hoor dit verskriklik baie. Die wêreld het nodig om te begin sien, hy is die antwoord, en al hoe hy dit gaan sien, al hoe die wêreld dit gaan sien, is wanneer ons toelaat, dat die Heilige Gees deur ons werk met ander, in elke area van ons lewe, elke faset van ons lewe. Die wêreld het geesgeaktiveerde kinders van die Here nodig. Dis wat hulle nodig het. Ek en jy het nodig om deur die Gees geaktiveerd te word. Ek sluit af. Die evangelie van Jesus Christus was tot op 'n punt vir my gewees. Dit was tot op 'n punt vir my. Toe ek ja sê. Daarna was dit deur my en is dit deur my verander.
Jy lewe in geregtigheid, jy wandel in die geregtigheid, jy kan aangaan. Die evangelie was vir jou gewees tot die dag wat jy ja gesê het. Toe raak dit iets wat deur jou werk verander. Die evangelie was daar gewees vir jou om tot bekering te kom. En dag toe jy tot bekering kom, toe het jy die nuwe identiteit, toe staan jy in geregtigheid. Nou is dit my en jou beurt om dit te deel met ander. Deur ons lewenswandel, deur ons ingesteldheid op die woord, deur ons ingesteldheid op die gees, deur die woord en die gees. God het gekom en hy het ons onder een taal kom sit. Wanneer die gees en God se wil saamwerk, wanneer daai twee mekaar meet in jou lewe, gebeur die bonatuurlike. Ek nooi jou, Jesus nooi jou, na 'n volwassenheid in die gees toe. Sodat ons hierdie dorp kan aktiveer. Amen. Dalk sit jy hier vanoggend en jy besef, en ek het laas Sondag ook gedoen, want ek het sit mense hier so wat nie laas Sondag hier was nie. Ek besef jy vanoggend, ek het 'n aktivering nodig. Heilige Gees, ek het nodig dat U my kom aktiveer. Ek het nodig dat U vir my die woord kom waarmaak in my lewe. Dalk sit jy hier vanoggend, dalk sê iemand hier vanoggend wat sê, ek ken die woord en ek is vol van die woord, maar is nog nie hier nie. En is nog nie hier nie. As dit jou begeerte is, wil ek hê ons gaan almal saam bid en ek wil hê jy moet net daar sit en net sê, Heilige Gees, kom aktiveer my. Kom ons maak toe die oë. Klim met dit self bely met jou mond. Heilige Gees, kom aktiveer my. Here, dankie dat ek vir elkeen wat hier is kan bid, vir hulle wat oor die skerms kyk. Vader, ek bid dat die Gees ons kom aktiveer. Ons ou denkpatrone uit die deur uit, by die deur uit sal gaan. Ons ou manier van U aanbid, ons ou manier van kerke, ons ou manier van om oor U te praat, ons ou manier van denke hoe ons optree in sekere situasies. Here, U is die kreatiewe God. U is 'n kreatiewe God. Here, en U kom bless ons met U kreatiwiteit om buite die statistiek te wees, om buite die algemene te wees, Here, dat ons kan uitstaan as kinders van die Here, dat ons kan uitstaan as gees geaktiveerde mense, laat dit ons stryd maak, laat U stryd maak op ons sal wees, ons brandmerk sal wees, die Heilige Gees. In Jesus naam, ons gee al die eer.